Dr. Rulie van der Spy. Daar is die wat in sy woord, soos die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy kroon. Samaritaan wat homself oortref het in goedhartigheid seker, want dit kan nie veel iets anders ter wees. Ja, die goeie Samaritaan, maar nou wil ek so sterk hierby sit, oortref homself. Dit is besonder goed. Ek wil sê, sy optrede bied 'n uitdaging in ons. En luisteraars, wie van julle sal doen wat die Samaritaan doen? As ons dit kan doen, dan doen ons geweldig baie. Dis wat van my tema en begin uitdaging. Die goeie Samaritaan, doetjies, oortref homself. Wie van ons sal ons kan verbind om te sê, ek gaan doen wat die Samaritaan doen? Nee, dis 'n harde vraag wat jy nou vra daar, Rudy. Ja, ek dink min van ons gaan met vrymoedigheid positief antwoord op daai een. Ons sal maar baie nederig, skierig antwoord. Goed, luisteraars van julle wat graag wil kyk, kan so lank na Lukas 10 toe blaai, Lukas 10, ou vertaling, nuwe vertaling gaan ons lees. Maar my gedagte is interessant dat ek het 'n prentjie in my kop van wie en wat die barmhartige Samaritaan is. Maar toe ek na die teks kyk, toe voel ek, hierdie Samaritaan oortref homself. Met ander woorde, hy oortref die beeld wat ek van hom in my gedagtes het. En kom ons kyk of julle ook so daaroor voel. So kom ons lees dan uit die skrif uit, wat die skrif sê oor die Samaritaan in Lukas 10. Net daai klein gedeeltjie wat Jesus oor die Samaritaan self gepraat het. Hoekom hy die storie vertel het, is oor die wetskender wat gevra het, wie is my naaste en wat moet ek doen om gered te word? Willem, wat het jy by jou, ou of nuwe vertaling? Ek het die nuwe vertaling hier by my. Goed, lees asseblief vir ons dan die nuwe vertaling, die 83 vertaling. Lukas 10 van vers 30 tot 35. Net daai klein gedeeltjie rondom die Samaritaan self. Goed. Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 volgens jou is die naaste van hom? Maar net tot by 35 is die storie rondom die Samaritaan self. Ek wou sommer sê, jy gaan nou die ander vertaling lees, maar elke keer as ek hier kom en hy het betaal en hy sê die ander koste sommer ook. Ja. Daai ooprekening, dit is... Nou, dit is maar ons gesels. So die 53 vertaling, Lukas 10, vers 30 tot 35, en die ou vertaling, 53 vertaling. En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. Vers 31. Nou, luister voor ek hom lees, wil ek sê vra, wie van julle glo in toevalligheid? Is toevalligheid 'n Bybelse ding? 'n gelowige ding? Mag 'n gelowige sê dit het toevallig gebeur? Dit is 'n moeilike vraag, want hier is 'n versie wat vir ons daai vraag moet laat antwoord. Vers 31. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant verby. Willem, sal jy net vers 31 in die nuwe vertaling weer lees asseblief? Lukas 10:31. Dit het gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom. So dit het toe gebeur dat hy daar verby gaan. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs. Dit gebeur toe. Dit gebeur toe toevallig, nee. Ja. Interessant. Die Bybel direkte vertaling, die Afrikaans 2020 sê, en onvoorsiens het 'n priester met daardie pad verbygekom, onvoorsiens. So hulle kom hom nader aan toevallig. Nou hierdie Griekse woord synagorai
kom letterlik net een keer in die Nuwe Testament voor, en so dis miskien 'n bietjie moeilik om te vertaal dit, maar die Hollands, uit die Statenvertaling en die Nuwe Hollandse vertaling, vertaal dit so. Toevallig kwam een priester daar langs. So hulle het letterlik die woord toevallig daarin geskryf. En nou so vir 'n kantnota, julle weet natuurlik met Rut se verhaal, daar staan letterlik in die Ou Testament ook, en Rut het toevallig op Boas se land gewerk, en sy het Boas getroud, en dit het die nageslag, die voorgeslag van Jesus gevorm. Nou ja, so dit lyk my God gebruik ook toevallighede. Ja, ek sien die Grieks is kata sunkarai. Ja, dit is letterlik per toeval. Ek wil dit net sê, dit is wat die vertaling daarvan is. Per toeval, ja. Die meeste Engelse vertalings sê per chance, and per chance he came across. Maar dit kan sekerlik so gebeur dat dit nie toeval is, in die sin van blote toeval nie, maar dat die Here dit jy so wil vertel. Die uitdaging was van verskillende mense, wat toe die geleentheid gehad het en dit nie gebruik het nie. Ja, en nou die vraag is, sluit die woord vallig God se wil uit of nie? Dit is die grammatiese ding wat ons moet vra. Want in omgangstaal gaan ons letterlik, en 'n priester het toevallig met daardie pad verbygekom. Vers 32 sê, en net so, homoios, op dieselfde manier, so ook toevallig, ook per toeval, ook per geleentheid, ook onbeplan, het so ook 'n Lewiet by die plek gekom, en hom gesien en aan die ander kant verbygegaan. Vers 33, en 'n sekere Samaritaan, wat op reis was. Interessant, hierdie ander twee manne, hulle het, toevallig, of onbeplan, daar verbygeloop. Maar die Samaritaan, hy was 'n man wat op reis was. Miskien was hy ergens hier 'n reis verder aan, ek weet nie. En hy was op reis, en daaroor het hy 'n pakdier gehad. Dat is van die donkie, dat is van 'n pakdier. Moontlik 'n donkie, moontlik 'n muil. Maar hy het 'n pakdier gehad. So ek lees vers 33. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. Toe hy hom sien, het hy innig jammer vir hom gevoel. Hy is nie so maai. Ja. Die Griekse woord. Dit is nou interessant, daai eerste woord, splankgison. Dit is, as ek die mooi Afrikaanse woord kan gebruik, is jou gut. So hy het 'n gut feeling gehad. Hy het uit sy maag uit vir hierdie ou jammer gevoel. Van sy diepste binneste het hy vir hierdie man jammer gevoel. Vers 34, en hy het nou sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 penne en uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Luisteraars, kom ons kyk 'n bietjie, stap vir stap, wat het hier gebeur. So, as julle graag saam met my wil kyk, dan gaan ons nou kyk na vers Lukas 10, vers 33, 34 en 35. Wat het hierdie Samaritaan gedoen, stappie vir stappie, en dan kyk of julle ook so geweldig beïndruk is, soos ek met hierdie Samaritaan. Nou, wie was die Samaritaan? Hoekom is dit so interessant? Daar was 'n priester, Lewiet en die Samaritaan. Nou, die Samaritaan, ek wil amper sê, nee, hulle was gemengde nasie, maar hulle het nie net hulle volk gemeng nie, met die vermenging van die volk, het hulle ook hulle godsdienst 'n bietjie vermeng, bietjie anders te verstaan. En hulle het net die Samaritaanse Pentateug aanvaar. Hulle het nie die Pentateug, die vertaling, volledige dele van die Bybel aanvaar soos die Jode nie. En daarom het Jesus by die put met die Samaritaanse vrou gepraat, het hy gesê, ja, party mense sê, ons gaan Jerusalem aandien en aanbid, en ander sê, ons gaan Moab aanbid, maar ek sê vir julle, ons gaan in gees en waarheid aanbid. Maar daaruit leer ons ook, dat hierdie Samaritane 'n klein bietjie anders geglo het as die Jode. So hierdie ou was 'n ou wat nou nie eintlik baie aansien gehad het by die Jode nie. Onthou wie vir Jesus die vraag gevra. Daar staan 'n wetkenner, 'n skrifgeleerde, 'n ou wat in die tempel gewerk het, vir Jesus gesê, wie is my naaste? En hy het seker gedink, ja, dit sal lekker wees, goed wees, as ek vir die priesters help en Lewiete help en al die ander gelowiges help. Net om seker te maak, ons verstaan mekaar, die priesters en Lewiete was, ons kan amper sê die dominees en die amptenare van die kerk, nee? Dit is reg, 100%, ja, Lewiete was die amptenare van die kerk, en die priesters was die dominees, die amptelike amptdraers, ja. En die skrifgeleerde was miskien soos 'n professor van die teologie gewees. So hy vra dan, wie is my naaste, want hy ken nou die Bybel baie goed, en hy wil eintlik homself verontskuldig om te sê, ek is lief vir al die priesters en al die Lewiete, jy weet, ek regtig.
En Jesus, ek wil amper sê, slaan hom uit met 'n bal hierso van die kant af, waarin hy vir hom sê, maar weet jy, daai ou van wie jy nie hou nie, hy is eintlik jou naaste. Hy is eintlik beter as jy. Kyk net wat hy gedoen het, sonder om sê dat hy hom moet lief hê, sonder dat Jesus vir die wetgeleerde sê, jy moet die Samaritaan lief hê. Bou hy die beeld van die Samaritaan so geweldig, as iemand wat vir sy naaste lief is, dat hierdie wetgeleerde nie anders kan as om in sy binneste maar 'n paar vrae te vra nie. Goed, kom ons kyk op vers 33, wat het die Samaritaan gedoen stap vir stap. Samaritaan was op reis en hy het op hom afgekom. Nou die ander ouens het ook toevallig, onbeplan, onvoorsiens daar verbygekom, maar hulle het nie gevoel hulle het op die ou afgekom nie. Hulle het gevoel ons het by hom verbygekom. Ek meen, is al klaar 'n klein verskilletjie om op iemand af te kom en om verby te kom. Ek wil sê as daar ongeluk gebeur, wil hom daar op die nasionale pad naby jou plaas en jy gaan help die mense daar, dan sal jy sê, ja, ek het op hierdie ongeluk afgekom. Maar as jy die ongeluk sien en jy ry verby dorp toe, dan gaan jy nie sê ek het op die ongeluk afgekom, dan gaan jy moontlik sê, nee, ek het daar verby gery, ek het die ongeluk sien. Ja. So dit is die eerste ding wat die Samaritaan gedoen het. Hy het op die ongeluk afgekom, hierdie aanval afgekom, die ou wat aangeval is. En hy selfde versie staan daar, toe hy op hom afgekom het, het hy hom innig jammer gekry. Dit is nou hierdie woord wat ons net nou oor gepraat het, wat Pieter ook oor gepraat het. Uit sy diepste binneste hom jammer gekry. Ek wil amper sê, weet, as mense 'n vreeslike ongeluk sien, dan word mens nie in jou maag genaar. Nou, ek weet nie of hy so jammer was nie, maar dis waar hierdie emosie lê, in hierdie Griekse woord. Maar hierdie woord kry ons heelwat kere by innig jammer in die Grieks, so dit het eintlik daai draai van jou binneste betekenis. Mens kan nou wonder of dit die geval is hier, maar dit is die betekenis wat, dit is 'n baie sterk woord, nê? Nee. Dit is 'n baie sterk woord, ja. So hy het hom uit sy maag, uit sy diepste uit jammer gekry. Goed, en dan vers 34 staan dan, en toe het hy na hom gegaan, so hy het op hom afgekom, om jammer gekry, en ek dink dit is miskien waar ons baie keer aangaan dan. Ons kom op iets af, ons kry jammer, maar ons gaan verby. En hierdie ou het na hom toe gegaan, en hy het nie gegaan om net om te kyk nie, dan staan daar, en hy het sy wonde met olie en wyn behandel en wil verbind. Nou ja, miskien luisteraars, as jy dalk soos ek, ou wat nie van bloed en hare hou nie, van wonde en bloed wat loop nie, maar hierdie Samaritaan het gegaan en daai ou se wonde gaan versorg en toegemaak en verbind, toe hy hom nou gesien het. Nou ja, toe hy nou self klaar die noodhulp daar op die pad toegepas het, staan daar verder in vers 34, toe het hy hom op sy rydier gelaai. Nou ja, as hy nou seker 'n ambulans naby gehad het, het hy seker dit ook ingeroep, maar daar was nou nie ambulans nie. Net sy donkie of sy esel, sy muil miskien, en hy het hom opgehelp. So hierdie Samaritaan het van toe af te voet geloop langs die donkie, langs die rydier, en hierdie beseerde man het bo op die rydier. Waar het hy toe gegaan? En hy het hom na 'n herberg gevat. Nou Willem, hier is net vir my 'n baie interessante woord, vir my so tong in die kies interessantheid. Kyk bietjie, wat is die Griekse woord vir herberg? Weet jy dit kan kry daar nie. Dit is pandochein, en dit is baie na taverne. Dit is 'n Griekse woord, en die ander is pandochi. Dit is ook 'n plekkie waar mens kan bly. So hierdie Samaritaan het hom toe op sy rydier na die Pandokkie toe gevat, na die herberg, na die plek waar hy na die gastehuis miskien, na die plek waar hy versorg kan word, op 'n klein hotellie. En toe het hierdie Samaritaan gegaan en hy het hom daar versorg. Daar staan hier baie mooi, vers 34 se laaste woorde. En hy het hom daar verder versorg. So hy het noodhulp toegepas in die pad, en toe daar in die herberg, in die blyplekkie, het hy hom verder versorg. So hy het hom nie net daar gedrop en gelos en gesê, alright, ek hoop jy raak nou beter nie, ek het jou daarom tot hier gebring. Maar hy het hom daar versorg. En waar te sê, vers 35 se begin dui vir ons aan dat hy die hele nag vir hom gesorg het, tot die volgende dag. Vers 35 begin met die volgende dag. So dit beteken hy daai hele dag en die hele nag tot die volgende dag het hy vir hierdie ou. Ja. En toe wat het hy toe gedoen, Willem? Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg. So Willem, dit is so 2 muntstukke uitgehaal. Nou maar dis hier karwagte, net waar die karre oppas. Jy haal so 2 muntstukkies uit, né? Dis dit net wat hy gedoen. Maar ek neem aan net vir 'n dag of 2 betaal, jy weet, dis meer as wat mense vir 'n karwag normaal weggee. Nou goed, net hier so. Daar staan hy 2 muntstukkies uitgehaal. Nou ek sal ook 2 muntstukke uithaal, jy weet, R2 en dan het ek vir die karwag betaal. So dit hierdie ou meer is net gedoen of nie. Wel, hy's ergens hier op pad en hy sê as ek terugkom. So hy betaal vooruit vir 'n dag of 2 totdat hy
terugkom, of moontlik terug, maar dit gaan moontlik 'n dag of 2 vat, want hy kan tog nie in 1 dag terug, heen en terug nie, weet dit moet ten minste 2 dae wees. Met 2 muntstukke. Wat sê die ou vertaling? Die ou vertaling sê pennings. Nou, ek weet nie of pennings meer werd as muntstukke is nie. Wat sê die Grieks? Wat vir muntstuk het hy gegee? Hy het 2 dinari gegee, dinarion. O ja. Luisteraars, weet julle hoeveel is 'n dinari werd? 'n Denari, dis hoeveel geld 'n Romeinse soldaat per dag verdien het. Nou, dis altyd baie moeilik om dit te vertaal in ons tyd. Maar ek wil sê, as 'n soldaat R30.000 'n maand verdien, kry hy R1.000 'n dag. En dan beteken hierdie Samaritaan het so rofweg, as ek nou baie rof kan werk met die syfers hier, om by R2.000 uitgehaal vir hierdie gastehuisman te gee, dat hierdie ou daar kan bly. So dit is nie 'n klein hoeveelheid geldjie wat uitgehaal het. Dit moet in elk geval genoeg wees vir 'n dag of 2 se verblyf in hierdie verblyfplek. Hoeveel geld dit ook al is. En dan miskien kan ek sê, 'n gastehuis kos R500 'n nag. Dan kan ek sê, goed, hy het hom met R1.000 gegee. Maar ja, dit is letterlik nie 2 muntstukkies nie. Dit is nie 2 rande nie. Dit is nie 2 rande wat hy gegee het nie. Dit is 'n ordentlike som geld wat hy nou uitgehaal het om hierdie man te versorg. Hy het 2 dinari uitgehaal en dit aan die eienaar van die herberg gegee en gesê, sorg vir hom. Goed, en dan die slotwoord, die woord wat ons almal uitbou hierso. Hy sê, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. Ja, hierdie wil hy met my al verskriklik getref en gesê, wow, hierdie oop chequeboekliefde, en ek dink dit is 'n mooi woord daarvoor. Oop chequeboekliefde wat hy daar getoon het, is nie iets wat ek kan nadoen nie. Ek is te bang om dit na te doen, letterlik. Want sê nou daai ouens, ek wil amper sê, speel jou geld, hulle beskelm, hulle vat meer as wat hulle moet, as wat ordentlik is. Maar hierdie Samaritaan het gesê, as daar enige meer onkoste, ek sal betaal. Ja. En dis hoekom ek begin vir dat luisteraars, as jy so aan die goeie Samaritaan dink, sal jy doen wat hy doen? En ek dink oor die algemeen sal ons nogal sê, ja, ek sal dit doen. Ek sal 'n ou help wat seer gekry langs die pad. Maar as ons by hierdie punt kom, Lukas 10:35, daai laaste gedeelte, en hy het vir die herbergier gesê, as daar meer onkoste is, sal ek jou betaal as ek terugkom. Ja, dit is geweldig. Dit is in hierdie tyd wat mense swaar kry, spreek dit my geweldig aan. Daar's soveel mense wat nood het en dit is net onmoontlik om oop chequeboekliefde te hê. Is hierdie verhaal te vergeestelik dat dit geestelike nood insluit wat ons almal baie het om van te gee en oop check kan gee? Ja, ek wil nie graag die verhaal vergeestelik nie. Dis die eerste ding wat ek wil sê. Die tweede ding is, ja, ons kan dit op die geestelike lewe ook toepas. Maar ons moet nie net materiële hulp aanbied nie, maar ons moet ook, en dit is nou my vertaling van die hele stuk, die opsomming, ons moet ook moeite doen met ons medemens. Goed, kom ons sê dan wat geval het. So hierdie ou het aangeval deur die rowers, maar ons medemens val partykeer ook uit sy geloof uit, verloor sy moed, wat ook al die omstandighede is. Fisies, geestelik, emosioneel kan 'n mens dan vervalle wees en hulp nodig het. En ek dink dit is wat ons ook baie keer doen. Ek het al myself ook gesien. Dit is maklik om 'n ou te help, so vinnige keer of wat. Maar om te sê, ek gaan terugkom en jou weer kom help, daai stukkie is nie so maklik. Want ek wil eintlik sê, Roelie, die twee kan mekaar eintlik nie uitsluit nie. Dis een sluit die ander in, sluit nie mekaar uit nie. Maar daar's 'n deel wat ons sonder om te kan sê, maar dit gaan met my finansiëel moeilik, 'n verskoning het, want ons kan daar op die ander vlak dit verstaan jy wel dit so bedoel, ja, dit is ook baie interessant, ja. Nou, maar ek kan nie sê, ek kan nie ander mense help omdat ek nie geld het, dit is ook korrek, ja. Want ek het oorvloed van kennis en wysheid om hierdie ou te bemoedig, te bemagtig om weer op te staan en weer lewe aan te vat, miskien op dieselfde finansiële verknorsing wat ek dalk ervaar, maar kom ons loop die pad, of hier help ek hom geestelik op sy pad van val, soos jy gesê het. So die een moet die ander insluit, want ek kan tog nie vir hom omgee diep in my hart sonder om die liefde van die Here te hê nie. Dis reg, ja. Ja, as jy luisteraar nog emosionele krag het, dan kan jy met jou emosionele krag die mense help wat moed verloor. Ek dink daar's so baie van ons mense wat weens hulle fisiese omstandighede, hulle finansiële omstandighede, miskien hulle gesinsomstandighede moed verloor. En die Here wil nie hê ons moet soos die priester in die Lewiet dit raak sien en dan maar net aangaan. Maar hy spreek ons aan vandag met hierdie stukkie van die goeie Samaritaan wat self oortref
Ek het gesê, "Sjoe, ek moet 'n bietjie stil staan, aandag gee en ek moet terugkom na hierdie persoon in nood." Nou Roelie, ek wil afsluitend vra, jy kan dalk nog iets sê, maar is dit in ons geloofsperspektief om onsself te kan oortref? Of moet ons nederig genoeg wees, of moet ons dalk nie so nederig wees en skuil agter 'n verskoning om nie te help nie? Ja, ek wil sê die oortref van jouself, dis eintlik nou maar 'n beeldspraak wat ek gebruik het, omdat dit die beeld is wat ons van die Samaritaan het, wat ek voel, hy werklikheid oortref hy die prentjie wat ons van hom het. Maar interessant, Paulus praat daarvan sê, nee, ons is meer as oorwinnaars. Nou, dit is voel letterlik vir my, asof ons onsself oortref met die liefde van God, met die feit dat God, Jesus Christus, vir ons en namens ons gewen het, maak ons meer as oorwinnaars, en ek wil amper sê, dan oortref ons eie vermoëns, sodat ons kan gee, dit wat ons nie eens geweet het ons het. So as ons daai liefde van Christus in ons het, gaan ons basies mensliker gesproke onsself oortref. Dit is so, ja. Nou ja, Roelie, dink jy nie, ons moet elkeen, of wat moet ons doen? Nou net voorneem om te gaan, ek gaan nou soos die Samaritaan optree, wat is die kruks van hierdie saak? Weet jy, ek wil afsluit deur te vra, luisteraars, vir wie voel jy jammer, né? Weet julle, daar's 'n paar mense in die samelewing gewees baie keer jammer voel. Een is hierdie mense wat so hard werk, hierdie groot sakke wat so op trollies is. En hierdie mense sleep bult op en bult af, hierdie groot sakke met papiere en plastiek wat hulle uit die asblik uit versamel. En ek voel partykeer so jammer vir daai mense. Weet jy Willem, vir wie voel ek ook nog baie jammer? Partykeer as ek daar na die plattelandse kant toe ry en ek sien daar loop 'n man met 'n stok oor sy skouer en aan sy stok is daar 'n bondel klere en 'n kombers. En ek besef hierdie ou is besig om na die groot stad te loop want hy dink hy gaan daar werk kry. En ek wens partykeer ek kan myself kry, stop en daai ou 'n bol vol note in die sak te stop, sê begin nie, of om 'n werk te gee, of om moed in te praat, of om net te help. Luisteraars, vir wie voel jy jammer? En voel jy net jammer, of is jy 'n goeie Samaritaan vir die mense wat jy sien, wie jy afkom toevallig, per geleentheid, of onvoorsiens, of ja, toevallig soos die Here dit wil hê? Vir wie voel jy jammer, en wat doen jy daaraan? Ek sê nie, ons moet almal oop chequeboeke hê nie, dit kan ons seker nie doen nie. Maar ons het wel miskien 'n bietjie meer tyd en emosionele krag en geloof om die volgende dag ook terug te gaan en weer terug te gaan. En as ons dit kan doen, dan sal ons onsself so oortref met die liefde van Christus wat in ons is. Ja. Roelie, ja, weet jy, ek val my nou self in die rede, want ek wil ons moet klaarmaak, maar as hierdie jammerte nie uit my oortuiging kom nie, dan is dit mos nie ware jammer, dan is dit 'n jammerlike jammer. Ja, ek dink dan is dit nie daai innige meegevoel wat die Samaritaan gehad het en wat Jesus vir ons ook het. Dan is dit dis sommer net soos jy sê, 'n jammer kry. Dis nie empatie nie, ek wil eintlik van tevore al die woord gebruik het. Daai jammerte moet empatie wees. Jy moet meegevoel. En as dit nie uit meegevoel is nie, dan daai jammer, sommer net Bolandse jammer, is eintlik 'n minagting partykeer, want ons kan partykeer so maklik jammer voel vir iemand en sonder meegevoel, sonder empatie, dat ons daai menswaardigheid van daai mense dan, vir my, ek het hierdie woorde, as die jammer nie saamgaan met my oortuiging nie, moet ek dit liewerster nie doen nie, want dan is dit nie uit liefde, uit empatie, uit goddelike beweging, my oortuiging om dit te doen nie. Ek wil eintlik dit dalk omdraai en sê, as daar jammerte nie in aksie oorgaan nie, waar staan jy in jou geloof? En dit is nou 'n moeilike vraag vir my ook, want ek weet, ek kan nie in alle opsigte my jammerte in dade oorsit nie, maar dit Here laat my skuldig voel. Op daardie omgee groep is ek ook vir jou jammer, jy moet maar gaan uitvind, Roelie, waar staan jy met elke saak, en ons moet elke persoon en elke saak op meriete by die Here vorentoe, en hoe moet ons dit hanteer? Baie dankie, het was lekker. Kom ons wees almal barmhartige of goeie Samaritane wat ons self oortref. Roelie, laaste groetwoord van jou? Baie dankie. Ja, nee, kom ons oortref onsself met die geloof wat Here ons gegee het, en ons jammer wees empatie gee vir hulle wat die Here oor ons pad bring. So per geleentheid, per toeval, die Here se toeval. Ja, dit was Dr. Roelie van der Spy wat ons na geluister het, en hy het met ons gepraat oor die goeie Samaritaan wat homself oortref.